Goeienaand en baie welkom. Dit is die 22ste Julie, dis 'n nuwe kwartaal, die laaste helfte van hierdie jaar en ek hoop dit gaan met almal baie goed. Ons gaan voort met ons reeks uit Rigters uit en vanaand is ons by Tola en Jair wat ons lees in Rigters 10, maar kom ons bid net eers saam. Getroue Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan lewe in U lig, in die waarheid, in die vrede, in die liefde en dat ons ook deur hierdie boek Rigters so mag saamstap en ons gebed is, o Here, dat U elkeen van ons ook mag lei deur U Gees. U Gees lei ons in die waarheid, en U woord is die waarheid. En daarom wil ons nooit met U woord besig wees sonder U Gees. Ons wil nooit met eie insigte en eie intellek en eie alles nie, maar U, want op die einde van die dag gaan alles oor U, Here, en U al die lof en al die eer. En daarom wat ons bid vir U nabyheid en U leiding. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, lees gerus saam met my Rigters 10 vers 1 tot en met 5. Na Abimelek het Tola na vore gekom om die Israeliete te red. Hy was 'n seun van Pua, seun van Doda, of ja, hy word verskillend uitgespreek, Dodo, uit Isaskar, en hy het in Samir op die Efraimsberge gewoon. Hy was 23 jaar lank die leier van Israel. Hy het gesterf en hy is in Samir begrawe. Na hom het Jair uit Gilead na vore gekom en hy was 22 jaar lank die leier van Israel. Jair het 30 seuns gehad en elkeen het op 'n jong donkie gery. Hulle het 30 dorpe besit en dit word nou nog die 10 dorpe van Jair genoem. Die dorpe is in Gilead geleë. Jair het gesterf en hy is begrawe in Kamon. Nou, wanneer ons deur die boek Rigters lees, is daar sekere verhale wat duidelik uitstaan. Eet met sy linkshandigheid, Debora onder die palmboom, Gideon met sy fakkels en sy kruike en sy wassyne, Samson met sy groot krag. En hierdie verhale bly maklik in ons gedagtes. Maar dan kry ons ook dele in die boek Rigters soos Rigters 10 vers 1 tot 5 is. Net 5 verse, 2 rigters, Tola en Jair. En op die oog af lyk dit amper soos 'n kort oorgang tussen 2 groter verhale. Ons kry nie 'n dramatiese roepingstoneel nie, ons lees nie van 'n groot veldslag nie, daar is nie 'n lang gesprek met die Here of 'n bekende wonderteken of 'n groot lied soos by Debora nie. En tog is hierdie kort gedeelte nie onbelangrik nie, die Gees het besluit dat dit moet deel wees van die woord van God. En selfs in hierdie paar verse wys die Here ons iets van sy genade, iets van menslike leierskap en iets van die behoefte aan 'n groter verlosser. Nou, Rigters 10 kom direk na die donker verhaal van Abimelek. Abimelek was een van Gideon se seuns, maar hy was eerder 'n waarskuwing eerder as 'n verlosser. Hy het mag gegryp, hy het sy broers vermoor. Hy het homself as koning laat aanstel. Hy was die doringbos koning van Jotam se fabel, iemand wat skaduwee beloof, maar vuur bring. En na Abimelek lê daar dus 'n swaar skaduwee oor Israel. Daar was chaos en geweld en magsug en bloedvergieting. Dit is asof Israel weer moeg en stikkend onder die gevolge van die sonde en hulle verkeerde keuses staan. En dan lees ons, die gedeelte wat ons gelees het. Na Abimelek was Tola 'n man van Isaskar. Hy het opgestaan om Israel te verlos. En hierdie woord is belangrik, na Abimelek, na die doringbos, na die selfaangestelde koning, na die bloed en die wanorde. Die Here laat nie sy volk maar net in pyn lê nie. Hy gee weer iemand wat opstaan, hy gee weer 'n rigter, hy gee weer stabiliteit. Nou interessant genoeg is Tola se naam beteken iets soos wurm, of bietjie meer as met ander woordeboeke vertaal dit met skarlakenwurm. En dit klink vir ons vreemd, maar dit was 'n naam wat eintlik reeds in die stamgeskiedenis van Isaskar voorkom. Sy pa se naam Pua kom ook voor in die geslagsregister van Isaskar. En dit wys vir ons dat Tola was nie sommer net 'n losstaande figuur nie. Hy kom uit 'n bekende verbondsgeslag. Hy is ingebed in Israel se familiegeskiedenis. Hy is uit die stam Isaskar en Isaskar is dan ook 'n interessante stam. Want in Genesis 49 beskryf Jakob vir Isaskar as 'n sterk esel wat tussen die saalsakke lê. Dit is 'n beeld van dra en werk en lasdra en diensbaarheid. Nou goed, ek dink mense moet versigtig wees om nie te veel daaruit af te lei nie, maar
Maar daar is iets moois daarin dat Tola uit Isaskar na Abimelek se chaos opstaan om Israel te verlos. Hy is dalk nie 'n groot naam soos Gideon of Samson nie. Ons ken nie sy dade nie. Ons weet nie van wie het hy Israel verlos nie. Maar hy dra vir 23 jaar lank die las van leierskap. Ag, en baie keer lees ons in Rigters dis hoe die Here werk. Nie altyd net deur groot en dramatiese oomblikke nie. Nie altyd deur mense wie se name vir altyd onthou gaan word nie. Soms net deur stille, bestendige, getroue diens. Tola kom nie met 'n groot verhaal nie, maar vir 23 jaar is 'n lang tyd, rig hy Israel. Vir 23 jaar gee God hom deur orde, beskerming en verlossing. En dis 'n belangrike troos. Nee, nie almal se werk, nie alle werk in die koninkryk van die Here is opspraakwekkend nie. Nie elke mens se roeping is om soos Gideon op die berg te staan met fakkels en basyne nie. Party mense se roeping is eenvoudig om getrou te wees oor 'n lang tyd, om te stabiliseer, om te dra, om dinge reg te hou, om in stilte te dien. En dit maak dit nie minder belangrik as iemand wat op 'n berg staan met fakkels nie. Die Here sien dit en die Here gebruik dit. En na Tola kom Jaar. Ons lees dat Jaar was iemand uit Gilead. Hy het vir Israel 22 jaar gerig. Nou Gilead lê oos van die Jordaan. En dit is ook betekenisvol, nie, want Tola kom uit Isaskar wat wes van die Jordaan was. So Jaar kom uit Gilead in die ooste. En die Here sorg op so 'n manier eintlik vir sy volk in geheel. Sy genade is nie beperk tot een streek of een familie nie. Hy regeer oor die hele verbondsvolk. En die naam Jaar beteken dan waarskynlik iets soos hy verlig of hy gee lig. En in hierdie donker boek Rigters is dit al klaar 'n mooi gedagte. Dat na Abimelek se donkerte gee die Here weer lig. Na geweld en verwarring 'n tyd van stabiliteit. Maar daar word interessante en opvallende besonderhede, detail gegee oor Jaar en dit wat van sy seuns gesê word. Net 30 seuns gehad wat 30 jong donkies gery het en in 30 stede gebly. En dit word tot vandag toe nog. Nou vandag toe nog beteken dat natuurlik ten tye van die skrywe van die boek Rigters die Gavot Jair genoem, wat in die land Gilead gewees, die 10 dorpe van Jaar. Nou goed, dit klink vir ons bietjie na vreemde besonderhede. Hoekom moet ons weet dat sy seuns op donkies gery het en hoekom is dit belangrik dat hulle 30 tentdorpe besit het? Maar in die wêreld van die Ou Testament is dit nie onbelangrike detail nie. Nee, om op 'n jong donkie te ry was dikwels ook 'n teken van status en waardigheid en vrede. Nee, ons vandag dink aan 'n donkie as iets eenvoudigs, selfs komies. Maar in daardie wêreld was donkiery 'n teken van mense wat ook bietjie aansien gehad het. Nee, perde en strydwaans word verbind met oorlog. Donkies was die wa wat gebruik is, die voertuig wat gebruik is in tye van vrede en orde, waardige leierskap. En Jaar se 30 seuns op 30 jong donkies wys dat sy huis ook invloedryk was. Hulle was nie arm, onbekende mense nie. Hulle was waarskynlik plaaslike leiers, manne van aansien, manne wat rondbeweeg het met gesag. En ons lees ook dat hulle 30 dorpe gehad het, die Gavot Jair, die dorpe van Jaar. En hierdie naam kom eintlik reeds vroeër in die Ou Testament voor in verband met Gilead en die nageslag van Manasse. Dit lyk asof Jair verbind word met 'n ou familiegebied en 'n streek van invloed. So hierdie prentjie wat van ons geskets word, die orde en die invloed, die administrasie en voorspoed. Na Tola se 23 jaar kry ons nog 22 jaar van rustigheid onder Jair. En saam gee hierdie twee rigters 45 jaar van relatieve stabiliteit. 5 verse, 45 jaar. Groot genade na die chaos van Abimelek. Maar daar is ook effens 'n spanning. Jair word nie pertinent as boos beskryf nie. Die teks veroordeel hom nie direk nie. En tog klink die beskrywing van 30 seuns en 30 donkies en 30 dorpe amper aristokraties, amper koninklik. In die boek Rigters word daar dikwels geworstel met die vraag van wie moet oor Israel regeer? Abimelek wou koning wees. Jair word nie as 'n koning genoem nie, maar sy huishouding lyk iets soos 'n dinastie. En dit herinner ons dat
Selfs binne 'n tyd van goeie stabiliteit, selfs so iets goeds kan ook boos wees. Selfs wanneer daar orde is, kan die menslike hart nog steeds vertrou op status, op familie-invloed, op grondbesit, administrasie en aardse mag. En dan as mens net die volgende vers lees, ons het hom nou nie gelees nie, maar Rigters 10 vers 6 sê, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. So daar lê 'n beperking op Tola en Jair. Nee, hulle kon miskien stabiliteit en 'n tyd van orde gee. Hulle kon goed regeer, maar hulle kon nie Israel se hart verander nie. En dit is eintlik die groot probleem in die hele boek Rigters. Die volk se nood is nie net dat hulle van tyd tot tyd slegte omstandighede beleef nie. Hulle diepste nood is nie net Midian of Moab of Ammon of die Filistyne nie. Die diepste nood lê in die hart van die volk. Hulle dwaal telkens van die Here af weg. Hulle vergeet sy verbond, hulle dien ander gode, hulle doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Dit beteken nie Tola en Jair was nutteloos nie, glad nie. Nee, hulle was gawes van die Here af vir 'n bepaalde tyd. En hulle het hulle tydelike gawes gebruik. Hulle kon die volk bewaar vir 'n tyd, maar hulle kon nie die volk nuut maak nie. En dit bring ons natuurlik by Christus. Want ons lees dat Tola staan op om die volk te verlos, maar Jesus staan op uit die graf uit om sy volk finaal te verlos. Jair gee lig en stabiliteit in Gilead, maar Jesus is die lig van die wêreld. Tola bring vir 23 jaar lyding, Jair 22 jaar, Jesus bring ewige heerskappy. En die beeld van die jong donkies gee ons eintlik ook 'n mooi besondere lyn. Jair se seuns ry op jong donkies en dit herinner ons aan hulle voorspoed. Maar later kom die ware koning Jerusalem binnegery op 'n jong donkie en Sagaria 9 vers 9 het dit voorspel. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Jesus kom nie soos 'n oorlogskoning op 'n perd nie. Hy kom nederig, sagmoedig. Hy kom as die prins van vrede. Maar sy vrede is dieper as net 'n politieke stabiliteit. Hy bring vrede tussen God en sondaars. Hy bring vrede deur sy bloed aan die kruis. Jair se seuns het 30 dorpe gehad en grondgebied en invloed. Maar Christus kom nie om dorpe te besit nie, maar harte. Hy koop vir God mense uit elke stam, volk, taal en nasie. Sy koninkryk word nie gebou op aardse status nie, maar op genade. So Tola en Jair wys vir ons dat God in sy genade ook rustige tye gee, leiers gee, orde gee, stabiliteit gee, is nie niks kleins daarin nie. Ons moet dankbaar wees vir tye van rus en vir goeie leiers en vir mense wat ook stil en getrou die Here dien. Maar ons moet nooit dink dat uiterlike stabiliteit dieselfde is as ware verlossing nie. Nee, want 'n gemeente kan georganiseerd wees en tog geestelik koud. 'n Huis kan rustig lyk en tog kan die harte ver van die Here af wees. 'n Land kan goeie strukture hê en tog sonder geregtigheid leef. So ons kan die pragtigste administrasie en orde en sukses hê, maar steeds die Here verloor. En daarom het ons meer nodig as Tola, meer as Jair, meer as enige menslike leier. Ons het Christus nodig. Hy is die ware rigter, die ware koning, die ware verlosser. Hy bring nie net rus vir 'n tyd nie, maar vir ewig. Hy verander nie net omstandighede nie, hy verander harte. Hy roep ons nie net uit uiterlike benoudheid nie. Hy red ons uit sonde, dood en oordeel. En daarom kan ons hierdie kort gedeelte, hierdie 5 verse van Rigters 10 lees met 'n dankbaarheid, maar ook met verlange. Dankbaarheid vir God se stille genade deur Tola en Jair, maar ook met verlange na die groter genade in Jesus Christus. Want Tola en Jair, hulle kom en gaan, hulle sterf en word begrawe. Maar Jesus leef en sy koningskap het geen einde nie. Sy vrede hou nie vir 23 of 22 jaar nie. Dit is vir ewig. En daarom is eintlik die boodskap van hierdie gedeelte relatief eenvoudig. God gee soms stille, bestendige genade in tye van chaos. Maar selfs die beste menslike stabiliteit kan nie die hart verander nie. En daarom het ons Christus nodig, wat deur sy gees ons nuwe harte gee, harte van klip verwyder en harte van vlees gee, hy wat die rigter, koning, die ware prins van vrede is.
So ja, Tola en Jair bring rus vir 'n tyd, maar Christus bring vir ons rus vir ewig en altyd. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, Here, baie dankie vir soveel mense in U koninkryk wat U ook stil en rustig dien, gehoorsaam is en ook hulle roeping uitleef op so 'n manier dat ander mense eintlik nie eens daarvan weet nie. Maar Here, mag ons ook nie net daarvoor dankbaar wees nie, maar ook verder kyk as menslike leiers en besef dat U seun sit aan die regterhand en dat hy leef en regeer tot in ewigheid en dat hy weer kom as regter, dat hy weer kom om ons ook as sy kinders na hom toe te neem. Ja Here, want dit is immers ook die gebed van ons Here Jesus, dat ons sal wees daar waar hy ook is. Ons Here, ons is so afhanklik van U en daarom kan ons na die wêreld om ons kyk en al die dinge wat dalk selfs mooi en in plek is. Maar o Here, mag ons nooit ons oë daar hou nie, maar altyd gefokus bly op Christus Jesus, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Amen. Baie dankie dat jy vanaand saam gekuier het. Ek hoop jy het 'n pragtige aand en 'n wonderlike week verder. Groetnis.